Goeiemôre almal, donderdagoggend. Vandag is dit die 11de Desember die jaar 2025. Se lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die naam van die Here. Die naam van die Here verteenwoordig dit wat eie aan hom is. Sy wesenskenmerke. Daarom verbied die Bybel ook ons as mens om sy naam sommer net uitelik te gebruik of ligtelik te gebruik. In sy naam is daar verlossing, redding en bevryding vir ons as gelowiges en in Jesus se naam bid gelowiges en die Here Jesus verhoor ons en die Vader verhoor ons gebede. Maar kom ons gaan lees gou hier in God se woord oor die naam van die Here. Eksodus 9 vanaf vers 13 tot 19. Verder het die Here aan Moses gesê: "Maak jou môre vroeg klaar en stel jou voor Farao en sê vir hom: So spreek die Here, die God van die Hebreërs, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Want hierdie keer sal ek my pla in jou hart stuur en teen jou dienaars en jou volk, dat jy kan weet dat daar niemand op hierdie aarde is soos ek nie, halleluja. Want anders sal ek my hand uitstrek en jou volk met die pes getref het, en jy sou van hierdie aarde verdelg gewees het. Maar juis hierom het ek jou nog laat bestaan, dat ek jou my krag kan toon, en dat jy my naam op hierdie hele aarde kan verkondig. Versit jy jou nog teen my volk, dat jy hulle nie wil laat trek nie? Kyk, ek sal môre omtrent sulke tyd 'n baie swaar haal laat reën, soos in Egipte land nie gewees het nie, van die dag as wat dit gegrond was tot nou toe nie. Stuur dan nou en laat jou vee en alles wat jy in die veld het, in veiligheid bring, en al die mense en die diere wat in die veld gevind word, wat nie binnekant gebring is nie, op hulle sal die reën uit die haal val en hulle sal sterwe." Die volgende gedeelte wil ek hier lees uit 1 Kronieke 29 vers 10 tot 14. En Dawid het die Here geloof voor die hele vergadering, en Dawid het gesê: "U sy geloof, Here God van ons Vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles, en die rykdom en eer kom van U, en U heers oor alles, en in U hand is krag en mag, en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou, onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam, want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van U, en uit U hand het U dit aan ons gegee, halleluja." My laaste gedeelte kom hier uit Jakobus 5 vanaf verse 13 tot 15. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, ons wil U naam groot maak. Daar is geen groter naam op hierdie aarde wat aangeroep kan word en voor neergebuig gaan word as die naam van Jesus nie. Here, baie dankie dat ons die eer en die voorreg het om dienaars van U te kan wees. Here, om ook vir ander mense te kan bid in hulle moeilike tye, soos wat U woord ons beveel om te doen. Here, baie dankie dat U ons kragtig gebruik. Here, want uit onsself uit kan ons niks doen nie. Maar Here, met U krag en U mag in ons en in die naam van Jesus kan ons wonderwerke laat gebeur. Ons wil U loof en prys en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.